Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 20ste Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, beperkings op petrol en diesel aankope word nou in die land ingestel. Nuushooftrekke vir vandag. Verslag moet oor die uitgawes van die weermag se handelinge gegee word. Beperkings op die aankope van petrol en diesel word nou ingestel. SCB sal verskerp word volgens die adjunkt-president. 3 leerlinge beseer tydens 'n mesgeveg by 'n skool in Kensington in Kaapstad. Epic Vetstoer, verskeie deelnemers val gedurende hierdie ren. Themba Bavuma gaan in Junie in België speel. Landboukoöperasies landwyd het beperkings geplaas op die hoeveelheid brandstof wat klante kan aankoop. Die konflik wat op 28 Februarie begin het, toe Amerika en Israel Iran aangeval het reeds grootskaalse ontwrigting in internasionale oliemarkte veroorsaak en tot reuse prysstygings in brandstof in verskeie wêrelddele gelei. Brandstofbesendings wat vir Maart en vroeg April geskeduleer is voor die onlangse eskalasie in globale spanning verseker. Die kalm sentiment word egter nie oral aanvaar nie en op voedselvlak is al reeds geskarrel om die bestaande brandstofvoorrade suiwig te ransoneer. Daniel Du Plessis, eienaar van Tilburg Garage in Tilburg in die Kaap, het gistermiddag by navraag gesê hy moes reeds noodgedwonge brandstofverkope ransoneer omdat landboukoöperasies in die gebied nie meer in die aanvraag kan voldoen nie. Ook Overberg Agri het 'n boodskap aan al sy klante gestuur om hulle in te lig dat die koöperasie sy Ituba brandstofpunte geen grootmaathouers of dieseltanks sal volmaak nie. Die OVK moes van gister af sy beperking op diesel aankope nog strenger beheer. Net 250 liter kan nou per transaksie ingegooi word. 2 ander landboumaatskappye, naamlik Vrystaat Koöperasie Beperk, die VKB en KLK Landbou Beperk, het verlede week reeds beperkings op brandstofverkope ingestel weens logistieke vertragings met brandstofinvoere. Die VKB met takke in die Vrystaat, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Noordwes en Gauteng het vanaf verlede donderdag beperkings van 40 liter petrol en 80 liter diesel per klant by al sy handelstakke, vulstasies en depots in die Vrystaat, die NTK en die Griekeland takke ingestel. Die oliepryse het met byna 50% gestyg sedert die oorlog begin het. Die Sentrale Energiefonds se daaglikse syfers van Woensdag wys die gemiddelde onderverhaling van begin Maart was R4.93 per liter vir 95 oktaan petrol. Die onderverhaling op diesel was sedert die begin van dese maand gemiddeld meer as R8 per liter gewees. Dit beteken die petrolprys wat 1 keer per maand aangepas word, kan begin April tussen R6.64 per liter en R7.46 per liter styg. Nicolas Godzel, DALP, het gister gesê die party verwelkom die ontplooiing van die weermag in veral gebiede op die Kaapse vlaktes wat onder meer bendegeweld en bendeverwante sterfte steier. Maar die weermag moet verantwoordbaar wees, het hy gesê, terwyl die DA antwoorde wil hê oor die getal soldate wat ontplooi gaan word, waar hulle ontplooi word en hoe daar besluit is na watter gebiede hulle ontplooi sal word, het die groep polisie en weermaglede met verkenningswerk begin in die gebiede waar hulle vanaf 1 April ontplooi sal word. Die weermag mag slegs saam met die polisie ontplooi word en net die polisie mag arrestasies maak, op goedere beslag lê en ander wetstoepassingsoptredes teen misdadigers uitvoer. Die weermag is volgens die bronne daarom die polisie te ondersteun. Volgens die bronne het die eertydse troepe van die 8 Suid-Afrikaanse Infanteriebataljon, oftewel 8 SAI van Appington, reeds Sondag in die Weskaap aangekom. Hulle getalle gaan aangevul word met lede van 1 Valskalmbataljon by Tempe in Bloemfontein, asook soldate verbonde aan 4 SAI in Middelburg, Mpumalanga en die Cape Town Highlanders, 'n burgermagregiment in Kaapstad. Die ontplooiing duur tot 31 Maart 2027. Die swart ekonomiese bemagtiging, SEB, sal verskerp word totdat swart mense hulle eie maatskappye begin het, eerder as om bloot aandele in 'n van 'n merwe onderneming te koop, so het adjunkt-president Paul Masitile gister in die nasionale vergadering, die NV, op vraag van LPS gesê. Masitile het duidelik gestel dat SEB hier is om te bly. Ons moet beslis nuwe maniere vind om voorheen benadeelde mense te bemagtig, veral swart mense. President Cyril Ramaphosa het verlede maand in sy repliek op die staatsrede aan LPS gesê dat SEB nêrens heen sal gaan nie. Masitile het egter 'n stap verder gegaan. Wanneer mense sê jy kan 10% of 30% in 'n sekere maatskappy kry, is dit nie altyd werklike bemagtiging nie. Volgens Masitile is die koop van aandele in bestaande maatskappye nie noodwendig ware bemagtiging nie.
Mmusi Maimane, leier van Build One South Africa, oftewel BOSA, het LPS uitgedaag om die verhoging in die brandstofheffing van die hand te wys om Suid-Afrikaners teen hoër brandstofpryse weens die oorlog in die Midde-Ooste te beskerm. Terselfdertyd sê Maimane, president Cyril Ramaphosa met Sumire ambassadeur na Amerika aanstel om diplomatieke betrekkinge met hierdie land te kan verbeter. Die Hooggeregshof het duidelik gemaak dat slegs die huis die gesag het om belastingverhogings goed te keur of te implementeer. Hoewel die minister van Finansies sulke maatreëls kan voorstel, is dit die parlement wat die mag het om dit te aanvaar of om dit te verwerp. Volgens hom het LPS 'n morele plig om Suid-Afrikaners teen onregverdige laste te beskerm. Hy het ook genoem dat Suid-Afrika sy diplomatieke probleme met Amerika moet uitstryk. Showmax Originals reekse soos The Wife, Young Guns en Duivelsdorp skuif oor na DStv Stream, waar dit 'n toegewyde Showmax afdeling beskikbaar gaan wees wanneer die Showmax stromingsdiens op 30 April gestaak gaan word. Nie alle Showmax Originals reekse gaan vanaf 1 Mei op DStv Stream beskikbaar wees nie. En dan sal nog inhoud elke week bygevoeg word. Die Franse maatskappy Canal Plus het vroeër van dese maand aangekondig dat die Showmax stromingsdienste gestaak sal word. Deur SuperSport gaan intekenare toegang hê tot sokker soos die Engelse Premier Liga, UEFA Kampioenenliga, die Spaanse Liga, die Suid-Afrikaanse Premier Liga, asook inhoud op die originele SuperSport kanale. Vir Suid-Afrikaanse kliënte bly DStv Stream die platform waar die inhoud plaaslik beskikbaar sal wees. 'n Man is Woensdag in hegtenis geneem nadat die owerhede inligting ontvang het dat kreef uit 'n huis in Rusthof in die strand verkoop word en op 'n yskas vol seediere afgekom het. Leidens se verklaring is 40 Weskus kreefsterte, 15 heel Weskus krewe, 21 alikrekels, 3 silwervisse, 26 perlemoene en 1 skoongemaakte perlemoen daarin gekry. Die 51-jarige man is kort daarna in hegtenis geneem en na die strandpolisiekantoor geneem vir ondervraging. Stropery vorm deel van 'n georganiseerde misdaad in die Wes-Kaap en in Suid-Afrika. Dit is baie kommerwekkend en daarom beplan en ondersteun die Cape Nature gesamentlike operasies gegrond op goeie intelligensie. 'n Polisiewoordvoerder het bevestig die man is van die onwettige besit van perlemoen aangekla. 3 leerlinge is Woensdag in 'n mesgeveg by die Windmere High School in Kensington, Kaapstad gebaseer. Die voorval is by die departement se Safe Schools programme aangemeld en die nooddienste is na die skool ontbied. Mediese dienste het die gewonde leerlinge bygestaan. Die skool sal die voorval en gevolge sy gedragskode verder hanteer. 'n Polisiewoordvoerder in hierdie provinsie het Woensdag by navraag gesê geen saak is in verband met hierdie voorval by die polisie aanhangig gemaak nie. Die JSE se indeks van alle aandele het gisteroggend na sy opening skerp met 3000 punte tot 110.000 indekspunte geval nadat die olieprys verder gestyg het en kommer begin toeneem het oor die petroltekorte wat Amerika en Israel se oorlog teen Iran reeds meegebring het. In ander lande, veral in die ooste, is maatreëls ingestel omdat brandstoftekorte ontstaan het. Die prys van Brent-olie het gisteroggend met 6% gestyg. Teen die sluitingtyd van die plaaslike aandelemark was die olieprys 5% hoër en het tot $112 per vat gestyg. Die mark onderskat nog die impak en het nog nie heeltemal ingeprys wat gaan gebeur as die aanval op olie en gasinfrastruktuur in die weiërgebied aangeval word nie. Dit kan tot $140 of tot $160 per vat bereik. Morney van der Berg, wat 28 jaar oud is, sal môre in sy 100ste wedstryd vir die Leeuwsdiens doen teen Edinburgh in 'n VRK-wedstryd op Ellis Park. Dit gebeur in Johannesburg. Hy het in 2020 sy buiging hierso gemaak. Van der Berg, alom bekend as Krappie, is 'n oud leerling van die Hoërskool Linden in die Goudstad. Sedert in 2024 sy buiging in die Springbokke teen Portugal en Bloemfontein gemaak het al in 6 toetse diens gedoen. 'n Mens kan sien, hy is iemand wat bereid is om te dien. Hy was nooit te belangrik om vir raad te vra oor hoe om sy spel te verbeter nie. Benewens van der Berg het die Johannesburg in Nico Steyn en Najim Piet 2 skramskakels wat ook hulle sout werd is. Die Leeuwse staan met 33 punte in die 7de plek op die VRK se puntelys. Met 9-3 in vanjaar se 6 nasie rugbyreeks het Louis Bielay, sterfleeu van Frankryk, weer hand opgesteek as 'n groot kandidaat vir wêreldrugby se prys as speler van die jaar. In 27 toetse het hierdie Fransman nou 27-3 gedruk. Aanhangers, kenners en oudspelers van die sport wat verlede jaar verdeel oor die Springbokke se haker Marx as die beste speler aangewys is. Die Hane kom op 4 Julie in Nieu-Seeland teen die All Blacks staan, waarna op 11 Julie die Wallabies in Australië pak voordat hulle Japan op 18 Julie in Tokio die stryd sal aansê. Grande Jager, wat 21 is, was deel van die nasionale 7 span wat die afgelope 2 naweke die toernooi in Vancouver en New York deel die 7s reeks gewen het.
Vir die jager was die Vancouver toernooi ekstra spesiaal, omdat hy daar sy buiging vir die Blitsbokke gemaak het. Hy is 'n oud leerling van die Hoërskool Middelburg en was verlede jaar 'n uitblinker van die Maties in die Varsity bekerreeks. In die jager se graad 11 jaar het hy aan 'n 7 toernooi by die Hoërskool Eldorein deelgeneem, waar hy as speler van die toernooi aangewys is. Die fokus verskuif nou na die wêreldkampioenskappe, wat bestaan uit 3 toernooie in Hong Kong van 17 tot 19 April in Valladolid in Spanje. 2 van die valslae was bepalend in die algehele prentjie en die pylvlag van die Cape Epic bergfietstoer. In die manswedren oor 87 km met klimwerk van 1750 meter het die Belg Wout Alleman op die JFO klimval, maar op die kruin aan die begin van die afdraande het sy voorwiel op die losklipperige terrein onder hom uitgegly en hy het hard met die aarde kennis gemaak. Op die ou end is die wedren in 'n nalrit beslis met Gysele van Canyon wat in 3 ure en 29 minute 31 sekondes gewen het. Met Breithulle op hulle agterwiele, ondanks die teëspoed, kon Beershulle 'n agterstand van 28 sekondes uitwis om derde te eindig en hulle algehele tweede plek te behou. Breithout en Avondetto is steeds die voorlopers met 'n buffer van 1 minuut en 37 sekondes. Die vroue se algehele plek het verander nadat die Nederlande Rose van Doorn op 'n draai geval het, haar voortande verloor het en haar linkerknie erg beseer het. Sy moes haar aan die EP kontrak het. Amerika se Kate Courtney en Greta Seiwald het op 'n enkelspore taktiek gebruik om te sorg dat die Italianer die voortou neem. Die span van Thomas Maxson het ondanks die tweede plek steeds die draers van die oranje truie as die voorlopers gehou. Themba Bavuma gaan volgens berigte in Junie in België sy nuwe T20 liga speel. Bavuma se laaste T20 wedstryd vir die Proteas was in September 2023 teen Australië in Durban. Sy beste telling in 36 wedstryde vir Suid-Afrika is die 72 lopies wat hy teen Ierland in Belfast aangeteken het, wat ook sy enigste 50-tal was. Hy sluit hom by die 37-jarige Rassie van der Dussen aan, wat vir JB Brugge in hierdie liga gaan speel. Risa Hendricks en Faf du Plessis se name is ook vroeër genoem en hulle kan dalk ook daar te sien wees. Al die wedstryde gaan op grasblaaie beslis word, wat by die 12-star Cricket Club Hofstad naby Brussels geïnstalleer word. Die franchise word 16 spelers beperk, wat 3 plaaslike spelers moet insluit. Rassie Erasmus, afrigter van die Springbok rugbyspan, gaan glo vir later van die jaar sy wegwedstryde in die nuwe nasiekampioenskapsreeks 'n onervare groep kies. Die Bokke kan om in November teen Frankryk, Ierland en Italië te staan. 'n 4de wedstryd gebaseer op die Bokke se posisie op die puntelys van die nasiekampioenskappe se suidelike halfrondspanne sal die laaste naweek in November in Londen gespeel word. Die Bokke gaan ook voor die toetse teen die All Blacks op 8 Augustus 'n wedstryd teen Argentinië in Buenos Aires speel. Hulle speel ook op 27 September teen Australië in Perth. Johan Ackerman, hoofafrigter van die Bulle, het gister by Loftus gesê dat Klerk moet 'n operasie ondergaan en sal etlike maande op die herstelpad wees. 6 veranderinge is aan die 15-tal aangebring wat verlede Saterdag die Stormers opgedraf het. François Lopper, Kobus Wiese en die Zamkar neem onderskeidelik die plekke van Wilco Lou, Roan Verma en Jean-Ray Roelf in die agtal in. Ambrose Papier is agterlangs terug in die nommer 9 try, terwyl die junior bok Cheswell Jooste op regtervleuel by de Klerk oorneem. Die skeieregter in die wedstryd is Jürgen Cross van Ierland. Sy assistent skeieregters is Griffin Colby van die Vrystaat en Jonathan Lottering, albei van Suid-Afrika. Gianluca Canesi van Italië is die TV skeieregter. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21:30, Polokwane 17:24, Lephalale 18:28, Mbombela 18:32, Mahikeng 18:30, Pretoria 18:30, Johannesburg 17:29, Ermelo 13:26, Kalahari 19:32, Gaborone 20:31, Richards Bay 21:40, Pietermaritzburg 17:36, Durban 21:36, Port St Johns 18:36, Pongola 20:35, Maputo 22:34, Bethlehem 12:29, Bloemfontein 16:30, Alawal Noord 15:30, Welkom 17:32, Vryburg 18:32, Kimberley 20:33, Appington 19:31, Prieska 19:30, Springbok 17:23, Karasburg 14:29, Keetmanshoop 17:32, Mariental 19:35,
Alexanderbaai 1524, Brandvlei 1534, Loederitsbaai 1729, Vredendal 1625, Kaapstad 1622, Sutherland 1019, George 1523, Jeffreys Bay 1824, Cabarra 1725, Graaff-Reinet 1428, Kaapogillas 1622, De Aar 1928, Molteno 1228, Beaufort Wes 1627, Oos-London 1628, Mabalane 2233. Ons markte vir die dag, die rand verhandel teen R16,77 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11,89, 'n euro kos R19,43, die pond verhandel teen R22,52, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,976, palladium per fyn ons is $1,458, silwer per fyn ons is $72,68, goud per fyn ons is $4,657, Brent olie per vat is $107,38. Gedagte vir die dag, drome plus harde werk is gelyk aan sukses. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.